Vandag lê die belangrikste week in wêreldse geskiedenis in. Vandag is Palm Sondag en saam met gelowiges reg oor die wêreld is ons besig om hierdie week, wat ook genoem word Heilige Week, te begin stap. Ons het, as jy die laaste paar sondae was, het ons gekyk na die boek Markus en ons het gesê Markus stap hierdie pad vinnig na die kruis toe. En vandag staan ons stil by Palm Sondag. As jy jou Bybel by jou het, wil ek jou nooi met oop te maak. Ons skriflesing kom uit Markus 11 uit. Maar voordat ons by die skriflesing kom, wil ek 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie gedeelte. Dis Pasgatyd in Jerusalem. Pasgatyd is 'n tyd waar hierdie stad oorvol mense is. Sommige geskiedskrywers, hulle meen dat daar tot 500.000 mense, waar daar gewoonlik soos 40.000 mense in die stad is, tot 500.000 mense tydens Pasga in Jerusalem is. Mense van reg oor die bekende wêreld reis na hierdie Joodse fees toe. Dis een van die 3 grootste Joodse feeste van die jaar. Jy kan dink aan die uitdagings wat hierdie stad beleef. Daar is praktiese dinge wat moet gebeur. Verblyf moet reggemaak word vir duisende mense wat inkom. Die paaie word herstel. Brûe word versterk. Amper iets wat ons beleef het 'n paar weke terug met die kosmos toe ons skielik sien gras word gesny, paaie word herstel, strepe word geverf. Dink aan jouself hoe dit in Jerusalem moes gebeur het. So daar was hierdie logistieke uitdagings. Dit was 'n finansiële inspuiting vir die stad. Genoeg kos, genoeg offerdiere, genoeg verblyf vir almal. Maar saam met die logistieke uitdagings was daar hierdie elektrisiteit in die lug. Daar was 'n opwinding en 'n afwagting. Jy kan jouself indink. Duisende mense wat weer saamtrek, vriende en familie wat mekaar weer sien, nadat hulle dalk mekaar maande nie gesien het nie. In die aande kuier hulle om vure, by tente, daar word stories gedeel, daar word psalms gesing, daar's aanbidding, daar's 'n groot verwagting. Die atmosfeer is tasbaar in hierdie stad. Maar saam met hierdie logistieke uitdagings, saam met die atmosfeer, is daar ook politieke uitdagings. Want hierdie stad, Jerusalem, wat genoem word die stad van God, is onder Romeinse beheer. En as jy jouself wil indink, hoe moes dit gewees het, wat moes hulle ervaar het, wil ek 'n praktiese illustrasie gebruik. Dink jouself in dat jy kom vanmiddag by jou huis, en daar's ander mense in jou huis. Hulle het ingebreek. En hulle sê vir jou, van nou af bly ons hier, maar jy bly saam met ons. Hier's vir jou 'n kamer in die huis. Hulle slaap in jou bed, in jou beddegoed, hulle eet jou kos, hulle gebruik jou hulpbronne. Iets daarvan is wat hulle beleef in hierdie stad met Romeinse beheer. Romeinse beheer onder die Caesar. Dis hierdie tyd waar, en dis die ironie, waar die Jode vryheid vier. Dis 'n bevrydingsfees, Pasgafees. Dis in hierdie tyd waar hulle vier dat God hulle uit Egipte uitgelei het. Hulle was slawe vir soveel jare en hulle het vryheid beleef en nou vier hulle vryheid, maar hulle beleef nie vryheid nie. Daar's Romeinse onderdrukking. Daar's 'n nuwe Egipte. Die Romeinse ryk. Daar's 'n nuwe Caesar. Of 'n nuwe Farao, die Caesar. As daar ooit 'n tyd was vir opstand in hierdie stad, was dit hierdie tyd. Pasgatyd. Jy kan jouself indink. Want in die voorgrond van hulle gedagtes is daar vryheid. Is daar bevryding. Maar dis nie wat hulle beleef nie. Hulle sing liedjies van vryheid, psalms van vryheid, maar hulle beleef onderdrukking.
As daar ooit 'n tyd was waar hulle kon opstaan teen die Romeinse Ryk, was dit hierdie tyd, want ons duisende mense saam in die stad. Dis hoekom toe Jesus inry met die donkie, en die skares koningspsalm sing, onder andere met die lirieke, koning van Israel, dat hulle stil gemaak word. Die skrifgeleerders sê vir Jesus, maak hulle stil, hoekom? Want dit is gevaarlik. Die Romeine verwag 'n opstand in hierdie tyd in die stad, maak hulle stil, hulle kan nie hierdie vryheidsliedere sing nie. Maar dis op hierdie Palmsondag waar Jesus sê, die tyd vir stil bly is verby. Hierdie dag lê een van die grootste weke in wêreldgeskiedenis in. 'n Dag, elke detail van hierdie dag is fyn beplan op God se kalender. Die Romeine het natuurlik geweet, hierdie is 'n dag waar daar opstand kan wees, en daarom, in hierdie tyd, het hulle gesê, ons moet 'n sterk Romeinse teenwoordigheid in hierdie stad hê. Jode moet dit nie waag om uit lyn uit te tree nie. En daarom in Pasga tyd, het die Romeine opgetrek ook na Jerusalem toe. Saam met die goewerneur Pontius Pilatus. Nou Pontius Pilatus, hy het nie gewoon in Jerusalem nie. Hy het 'n baie luukse paleis gehad op die Weskus. Vandag kan jy die oorblyfsels van daai paleis gaan besoek. Selfs Pontius Pilatus het gesorg dat hy tydens Pasga in Jerusalem is. Hulle het hierdie stad binne gestorm, die Romeinse leermag. Daar was hierdie optog gewees, want almal moes weet, die Romeine is hier. Dit was 'n politieke skouspel. Jy kan jouself indink. Daar was trompette, daar was oorlogskrete, daar was van die beste wapens gewees. Daar was soldate gewees, met baie wrede gesigte. Pontius Pilatus op 'n strydwa ingekom. En ek wil jou nooi, gebruik gou jou verbeelding, wat ons moes ervaar het, wat jy moes gesien het in die stad, tydens daai dag, met hierdie optog van die Romeine in hierdie stad in. Die beste wapens, hoe die son glinster op hierdie wapens en op hierdie wapenuitrusting van hierdie soldate. Jy staan daar en jy hoor die perde se hoewe op die grond, die aarde bewe, dis stof wat opgeslaan word. En die doel van hierdie optog gewees was om vrees in te boesem, en om vir jou as Jood te sê, jy moet dit nie waag om tydens hierdie fees enigstens 'n voet uit lyn te sit nie. Dis tydens hierdie tyd dat Jesus ook die stad binnekom. Maar Jesus kom nie uit die weste uit soos Pontius Pilatus nie. Hy kom uit die ooste uit, daar van die Olyfberg. Ons het al vir mekaar gesê, die Olyfberg is nie eintlik 'n berg nie, dis meer 'n heuwel. En as jy op die Olyfberg is, kyk jy uit oor hierdie stad Jerusalem. Maar Jesus se optog lyk totaal anders as Pontius Pilatus wat in die stad inkom. Totaal en al anders. Ek gaan net 'n bietjie meer detail oor dit gee. Dis op hierdie dag, op Palmsondag, waar ons agterkom, dis asof daar twee koninkryke met mekaar bots. Dis die teoloog Brian Zahnd, hy maak die volgende aanhaling, hy sê, on Palm Sunday, the new and the old greatness are on a collision course, and the collision will occur 5 days later on Good Friday. Twee koninkryke wat op Palmsondag met mekaar bots. Kom ons lees Markus 11, vers 1 tot 10. Toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage en Betania op die Olyfberg, toe stuur Jesus 2 van sy disippels en hy sê vir hulle, gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, maar wat maak julle daar?
moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en het hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het toe vir hulle gesê, maar waarom maak julle die donkie los? Hulle het geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van die klere op hom. En Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is, prys hom in die hoogste hemel. Twee koninkryke, en Jesus kom wys vir ons vandag op Palm Sondag, hoe sy koninkryk lyk, watter tipe koning hy is, en wat is dit wat hy van ons vra, as gelowiges, volgelinge van Jesus wat leef in sy koninkryk. Want wanneer Jesus die koning word van jou lewe, verander alles. Kom ons dink, wat verander? Net deur te kyk na vandag se gebeure hier op Palm Sondag. Wat is dit wat verander as Jesus koning is van jou lewe? Eerstens, volg word gestuur. Die eerste opdrag wat elke disipel van Jesus ontvang, is die opdrag om te volg. Dis die eerste opdrag. Dis die initiële opdrag. Maar ek weet nie of jy het agtergekom het nie, hoe meer ons Jesus volg, hoe meer verander daai opdrag, terwyl ek hom volg. Ek hou nooit op om te volg nie, maar daai opdrag om te volg, word die opdrag van ek stuur jou. In hierdie gedeelte lees ons hoe Jesus die disipels stuur. Hy stuur hulle na die dorpie toe, en hy sê ook vir hulle in van die ander evangelies, en terloops, al 4 evangelies praat van Palm Sondag. Nie eens Jesus se geboorte word in al 4 evangelies so beskryf nie. Een van die evangelies sê hy, maar Jesus stuur hulle na die dorp toe. Dis daai verandering met plaasvind van volg na stuur. Op 'n keer sê Jesus ook vir sy disipels, ek stuur julle, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Om te lewe as 'n gestuurde is nie die taak net van sekere individue nie. Maar om te lewe as 'n gestuurde is die identiteit van elkeen wat sê, Jesus is my koning. Jy is vandag 'n gestuurde. Jesus stuur ons na verskillende plekke toe. Soms stuur hy ons na 'n bepaalde provinsie toe, of 'n bepaalde dorp. Ander kere stuur hy jou in 'n bepaalde loopbaan. Daar's bepaalde situasies waarna toe hy jou stuur. Soms stuur hy jou na 'n familie toe. Maar wanneer Jesus koning is, kan ek nie sê ek is nie 'n gestuurde nie. Dis vir daai persone ergens wat op 'n ander plek leef. Dis vir jou. Dis vir my. En daarom die eerste vraag hier op Palm Sondag is, leef ek as 'n gestuurde? Die tweede verandering wat gebeur wanneer ek Jesus koning maak van my lewe, is dat dit wat ek het, dit word 'n offer. In hierdie gedeelte stuur Jesus sy disipels om 'n donkie te gaan haal. As jy mooi moet dink aan 'n donkie in die eerste eeu, dit was nie net 'n dier gewees nie, dit was iemand se besitting gewees. Dit was iemand se bron van inkomste. Dit was 'n bate gewees vir iemand. Dit was 'n stuk sekuriteit gewees vir iemand. En eers op Palm Sondag moet 'n persoon daai keuse maak dat dit wat ek het word 'n offer. Dit wat ons het, as Jesus koning word van ons lewe, word 'n offer. Wat is dit wat ons het? Daar's 'n paar dinge wat ons vandag vir mekaar kan noem. Daar's ons gawes. God gee vir jou gawes, hy gee vir jou talente. Daar's ons tyd. My tyd wat ek het, word nie my besitting nie, dit word 'n gawe, 'n offer wat ek gee.
Daar's my netwerke wat ek gebruik vir God se koninkryk. En natuurlik is daar ook my hulpbronne. Terwyl ek hierdie week voorberei, dink ek aan Kruik gemeente en daar's soveel voorbeelde wat ek kan noem van mense wat hier sit vandag, wat sê dit wat ek het, is nie myne nie. Ek gee dit as 'n offer tot die uitbouing van God se koninkryk. Ek dink aan iemand wat tans besig is met 'n nagraadse kursus, wat homself opskerp in leierskap, en sy maatskappy gaan daarby baat. Maar hierdie gemeente gaan ook daarby baat. Die koninkryk gaan daarby baat. Ek dink aan iemand wat hulle dag opoffer vir die uitbouing vir die koninkryk, hulle gawes bring, hulle talente bring, en ook natuurlik hulpbronne bring. Wat ek het, dis die verandering wat gebeur in my lewe, wanneer ek in hierdie koninkryk leef, dit word 'n offer. Daar's 'n derde skuif wat gebeur in my lewe. Dat dit waarvoor ek wag, ons kan dalk so stel, wag word vervulling. As ek dink aan wag, dan dink ek aan 'n baie praktiese voorbeeld wat my herinner aan wag. Dis iets wat werklik gebeur het. Ek dink aan 'n paartjie wat voorberei vir hulle troue, en die bruid en haar pa het baie jare terug het hulle konflik gehad. En sy het gesukkel om haar pa te vergewe. En uiteindelik op haar troudag toe sê sy vir haar pa, sy wil nie hê hy moet haar instap op haar troudag nie. As jy vanoggend 'n pa is, kan jy dink hoe jy voel. Jy wil dinge regmaak, maar jou dogter sien dit nie so nie. Uiteindelik die Vrydag aand voor die troue, toe het hulle 'n oefening vir die troudag, en hulle wil alles deurstap, waar staan wie doen wat. En toe kom hulle by die instap. En die pa het op die houtbankie gesit in die klipkerk, en die musiek het begin speel, en die deure het oopgegaan, en die bruid het alleen ingestap, soos wat sy beplan om op haar troudag alleen in te stap. Sy sê daai instap was die moeilikste instap van haar lewe. Dit was so ongemaklik. Toe die musiek ophou speel, stap sy na haar pa toe en sy sê vir haar pa, ek vergewe jou. Sal jy my môre instap by ons troue, by my troue? Jy kan dink wat in 'n pa se hart gebeur in daai oomblikke. Dis in daai oomblikke waar die pa emosioneel raak, en hier is die woorde van die pa. Hy sê vir haar, ek het so lank gewag op hierdie uitnodiging. Israel wag al vir soveel jaar op die vervulling van hierdie belofte, dat 'n Messias sou kom. Hierdie dag, Palmsondag, word al 500 jaar terug deur die profeet Sagaria voorspel. In Sagaria 9 vers 9 lees ons die volgende, hy sê, wees baie bly, dogter van Sion, juig hardop, dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is regverdig en 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig, hy ry op 'n donkie. Wag word vervulling. En daarom hierdie dag, Palmsondag 2026, wil vir jou en vir my ook herinner dat daar vervulling is op dit waarvoor jy wag, daai beloftes van God. Ek weet nie waarop jy wag nie, maar wag word vervulling in Christus Jesus. Daar's 'n volgende skuif wat gebeur, en dis dat mag word sagmoedigheid. En sagmoedigheid, asseblief, moenie dink dat sagmoedigheid beteken swakheid nie. Maar Jesus kom wys vir ons dat werklike mag, werklike krag lyk anders as die wêreld se idee van mag en van krag. Net deur hierdie inkomste in Jerusalem. Kom ons vergelyk vir 'n oomblik hierdie twee inkomste. Pontius Pilatus, van waar kom hy? Hy kom van 'n luukse
paleis in die weste. Jesus is gebore in Nasaret, 'n klein dorpie. Mense het gekom van Nasaret, maar nooit teruggegaan na Nasaret nie. Een van die disippels vra op 'n keer, maar wat goed kan kom uit Nasaret? Waarop ry Pontius Pilatus? Hy ry op 'n heel moontlike strydwa en 'n oorlogsperd. Maar Jesus kom op 'n donkie, 'n dier wat praat van nederigheid en van vrede en terloops ook van vervulling van 'n belofte. Wie is die mense wat saam met Pontius Pilatus is? Dis die wreedste soldate wat wil intimideer. Wie is die mense wat saam met Jesus is wanneer hy inkom? Dis mense wat saam met hom gekom het. As jy Markus lees, as hy deur hierdie gekom, is mense in wie se lewens hy 'n wonderwerk gedoen het daar in Betanië. Lazarus is in hierdie groep, 'n man wie hy uit die dood uit opgewek het. Eenvoudige mense wat wonderwerke van Jesus beleef het. Wat sing hulle? Wel, in die een groep sing oorlogskrete, die ander groep sing psalms, koningspsalms. Wat is in hulle hande? Die een groep het van die gevaarlikste wapens en die ander groep het palmtakke. Dat Jesus skei wat plaasvind, dat Jesus sê dat ware mag in my koninkryk lyk anders. Mag word sagmoedigheid. Daar's nog 'n skuif. Opdragte word gehoorsaamheid. Dat Jesus gee die opdrag gaan haal die donkie, en baie keer kan 'n opdrag net bly by 'n instruksie, by 'n opdrag, maar vir die disippels word hierdie opdrag gehoorsaamheid. Hulle doen wat Jesus sê. En ek wonder, wat is daar in jou lewe wat Jesus tans vir jou sê? Hy sê dalk nie vir ons, gaan haal die donkie nie, maar dalk sê hy vir jou, vergewe, gee, raak betrokke, lê neer, herstel daai verhouding. Opdragte word gehoorsaamheid. En dan, uiteindelik, hoop word aanbidding. Hierdie skare roep uit hierdie woorde, Hosanna. Hosanna is 'n noodkreet, maar dis ook 'n uitroep van aanbidding. Dis 'n noodkreet wat sê, Here, red ons en red ons nou, maar Hosanna is ook 'n prysuitroep wat sê, loof die Here of prys die Here. En daarom dit waarop ons hoop, ook op hierdie Palmsondag, kan aanbidding word. Jesus word verwelkom op hierdie Palmsondag in Jerusalem. Maar Vrydag gaan hy doodgemaak word in Jerusalem. Hy ry Jerusalem binne soos 'n koning. Hy word bespot as 'n koning. Die perslap word oor hom gegooi wanneer hulle hom martel. Die riet word vir hom gegee as 'n scepter van 'n koning. Daar word uitgeroep koning van die Jode en selfs bo sy kruis word daar 'n bordjie gesit wat sê koning van die Jode. Toe Pontius Pilatus vir die skares vra, maar moet ek julle koning kruisig? Toe roep hulle uit. Hulle sê, ons het nie 'n koning nie, ons het 'n keiser in Johannes 19 vers 15. Die wêreld het gedink Caesar is koning. Herodes Antipas, daai leier wat so bedreig voel, hy het alles in sy vermoë gedoen om koning te probeer word. Maar dis in hierdie tyd waar God kom, en God kom wys vir ons maar wie die ware koning is. En hy sê die ware koning is die een wat die doringkroon dra. Hierdie dag is 'n dag waar twee koninkryke bots met mekaar. Hierdie is 'n dag wat vir jou en my uitdaag en vra, is Jesus koning van jou lewe? Hoe lyk 'n lewe waar Jesus koning is? Kom ons kyk weer na hierdie 6 skuwe wat gebeur in ons lewens. Volg word uitstuur. Wat ek het word 'n offer. Wag word vervulling.
Mag word sagmoedigheid, opdragte word gehoorsaamheid en hoop word aanbidding. En ek wil jou nooi vanoggend om bewus te raak van waar die Heilige Gees dalk jou aandag op fokus. Waar is daar 'n skuif wat nodig is om te gebeur in jou lewe? Hierdie week is een van die grootste weke wat ek genoem het ook wat wêreldgeskiedenis verander het. En ek wil jou nooi om hierdie week betrokke te wees by dit wat by Kruik ook gaan gebeur. Kom ek deel net vir jou 'n paar goed. Eerstens, donderdag aand. Donderdag aand is die aand voordat Jesus gekruisig is. En ons gaan hierdie naweek, hierdie week werk met hierdie tema woorde. Donderdag aand gaan ons kyk, wat was Jesus se woorde gewees voor die kruis? Dit gaan ons Klipkerk plaasvind. Ruben gaan net nou iets meer prakties sê oor donderdag aand. Vrydagoggend 9:00 is in die teater. En vrydagoggend gaan ons kyk na Jesus se woorde aan die kruis. As baie van ons vriende, van jou kollegas, bure, wat dalk nie in 'n kerk is nie. En ons weet, dat mense is die tyd oop, om na kerk toe te kom. Hulle harte is oop, hulle gesindheid is oop. Wil jy nie nou al vir die Here vra en sê, Here, wie moet ek Vrydag saambring? Wie het nodig om te hoor wat die woorde aan die kruis was? Saterdag is stil Saterdag. Dis die dag waar daar geen woorde was nie. Saterdagoggend 7:00 ontmoet ons vroeg in die Klipkerk. Dit gaan 'n geleentheid wees van stil gebed, waar jy gaan geleentheid kry om op jou eie deur 'n paar dinge te kan bid. Ons gaan vir jou ook 'n riglyn gee, maar niemand gaan preek nie, daar gaan niks van vooraf gedoen word nie, 'n verwelkoming en 'n tyd van gebed vir jou. Gebruik daai tyd. En dan Sondagoggend 9:00 gaan ons opstanding vier. Dis die dag en ons gaan ook hiernaar kyk na die woorde ook na die kruis. En Stella, Christel Kombrink gaan hier wees saam met van haar bandlede ook en van ons bandlede. Ons gaan 'n oggend van aanbidding hê en feesviering hê. Dis ook 'n doopgeleentheid. Watter beter manier as om nuwe lewe te vier deur die doop? As jy nog nie gedoop is nie, wil ek jou nooi. Dis dalk jou geleentheid hierdie naweek, komende naweek, Sondag met opstanding Sondag, om gedoop te word. Ag jy nooi, kom ons staan saam en dan bid ek vir ons. Here, baie dankie vir hierdie dag wat so fyn beplan is op God se kalender, Palm Sondag. En dis op hierdie dag waar ons U wil aanbid as koning, wil eer as koning. En waar ons ook wil sê, kom vorm ons lewe in U koninkryk. Here, ons wil al hoe meer U koninkryk uitleef in ons leefkringe, by ons huise, om braaivleisvure, by ons werkplekke, in ons skole, die plekke waar ons studeer, waar ons rondbeweeg in vakansietye, dat U koninkryk sal deurbreek. Dis ons gebed, Here, laat U koninkryk kom, laat U koninkryk kom in Sekunda, in ons huise, in ons skole, in ons universiteite, in ons besighede. Ons prys U, Here. En saam met hierdie skares wil ons vandag uitroep, Hosanna, Here red. Here, ons prys U, ons loof U. Ons bid dit in Jesus naam. Ons almal sê amen.